Goeienaand geliefdes, het is vir ons weer 'n groot plesier om saam vanaand hier by almal te kan kom kuier om die woord van God. Ons gaan vanaand 'n bietjie kyk na Samson en Delilah. Ons teksvers is Rigters 16 vers 17. Ek gaan net 'n gedeelte lees. En Samson het sy hele hart aan haar bekend gemaak en aan haar gesê, daar is nooit 'n skeermes oor my hoof gekom nie, want ek is 'n Nasareër van God, van my moeder se skoot af. As ek geskeer sou word, sal my krag van my wyk en ek swak word en wees soos al die mense. Die tema van die hele woord vanaand is die gevaar van klein kompromieë wat ons aangaan en die genade van God wat sterk is as ons val. Samson, hy was 'n man wat deur God geroep is. Samson was ook afgesonder van geboorte af vir God self. Samson se krag het nie op sigself as sy hare gelê nie, maar in die verbond tussen hom en God. Delilah word die instrument waardeur die vyand sy roeping wil vernietig. Hierdie verhaal wys hoe gevaarlik dit is wanneer ons met die sonde speel en hoe getrou God selfs na ons val. Samson se roeping en identiteit. Rigters 13 vers 5. Want die seun sal van die moeder af 'n Nasareër van God wees. Sy identiteit, Nasareër, is 'n afgesonderde van God. Die hare was 'n teken van sy toegewydheid. Dit was 'n gelofte van die Nasareër. Die les wat ons leer uit hierdie kort stukkie is, jou roeping is heilig. Wanneer God jou afgesonder het, het die vyand altyd 'n plan om jou af te trek. En voorwaar, dit is so. Dan kyk ons die stap vir stap aanval van die vyand. Samson speel met gevaar. Hy raak op 'n vrou verlief wat nie dieselfde geloof as hy het nie. En die Filistyne gebruik Delilah om hom te verlei. En daarom kry Samson herhaaldelik druk. Rigters 16 vers 16. En omdat sy hom dag vir dag met haar woorde gekwel het en hom so in hom ingedring het, en sy siel hom tot die dood toe verveel. So hy was moeg vir haar, geneel en gevra. Dit sê as die vyand gee nie net een aanval nie. Hy knaag voortdurend deur. Klein kompromieë word groot valstrikke. Dan kom hy Samson en hy verklap uiteindelik sy hart. Rigters 16 vers 7. Toe vertel hy haar alles wat in sy hart was. Samson gee nie net 'n geheim weg nie. Hy gee sy hart weg. Die les wat ons leer, waar jy jou hart plaas, bepaal jou geestelike oorwinning of nederlaag. Toe kom sy oomblik van val. Rigters 16 vers 19. Toe laat sy hom op haar knieë insluimer
En sy het 7 hare van sy hoof afgeskeur. Hy val aan die slaap op die knieë van die een wat sy ondergang beplan. 'n beeld van gelowiges wat geestelik aan die slaap raak. Wanneer hy wakker word, is sy krag weg. Rigters 16 vers 20. Maar hy het nie geweet dat die Here van hom gewyk het nie. Is ook een van die hartseerste verse in die Bybel. Ons kan so gewoond raak aan God se guns, dat jy nie agterkom wanneer jy begin wegdryf nie. Die gevolge van sy sonde. Rigters 16 vers 21. Toe die Filistyne hom gegryp en sy oë uitgesteek. Geliefdes, sonde maak blind. Samson was sterk, maar geestelik rukkeloos. Verloor hy sy visie. Maar God se verhaal is nog nie klaar met hom nie. Rigters 16 vers 22. Maar die hare van sy hoof het weer begin groei. Krag kom nie uit hare uit nie. Maar die hare simboliseer God se genade en die moontlikheid van herstel. God is die God wat die mens 2 kansse gee in die lewe. Dan kom ons uit by Samson se laaste gebed. En as almal reg onthou, die laaste gebed was hy toe hy tussen die pilare gestaan het. En hy het gebid tot God en sy arms om die pilare getrek het. En hoeveel daar duisende mense gedood is daardie dag. En hy het gebid, o Here, Here, dink tog aan my en versterk my net hierdie keer. Samson eindig waar hy moes begin het, in afhanklikheid van God. Sy laaste daad bring groter verlossing as al sy oorwinnings wat hy behaal het in die lewe. Wat is die les vir ons? Dis nie hoe jy begin nie. Dit is hoe jy terugkeer na God toe, wat saak maak. God kan mense gebruik wat geval het. As hulle weer in nederig na hom te kom, roep hy hulle nog steeds nader. Slotgedeelte. Samson se verhaal waarsku ons teen die subtiele werking van sonde. Maar dit bemoedig ons dat God altyd die laaste woord het. Herstel, verlossing en genade. Jou roeping kan jou weer helder word, jou helder laat word. Jou geestelike krag kan weer groei. As jy na God toe terugkeer, kan hy jou groter dinge in jou laaste hoofstuk doen, as in die volgende vorige hoofstukke saam. Dit geld ook so vir ons eie lewe. Sonde is 'n baie lelike ding, en om kompromie aan te gaan, dit werk nie. As 'n mens 'n kind van God is, maak nie saak hoe oud is jy nie, jy gaan nie kompromie aan nie, veral nie met Satan nie. Ek wil nou afsluit met gebed. Ek weet dis 'n kort stukkie vanaand, maar kom ons maak die oë toe en ons sluit af met gebed.
Hemelse Vader, ons kom vandag voor U met nederige harte. Dankie vir die verhaal van Samson, wat ons herinner aan die heilige roeping op ons lewens, maar ook aan U groot genade, wanneer ons struikel en val. Here, bewaar ons van klein kompromieë wat ons wegtrek van U af. Help ons om waaksaam te bly, om naby U te leef, en om ons harte nie in die hande van die vyand te plaas nie. Laat die Gees ons oë oopmaak vir elke stryk en elke versoeking. Dankie dat U die God is wat herstel. Laat ons hare teken van ons toewyding weer groei. Maak ons weer sterk in ons gees, vas in geloof en gehoorsaam in ons wandel. So Samson bid ons, Here, dink tog aan my, versterk ons net hierdie keer, en elke dag daarna, sodat ons U wil kan doen, en U naam kan verheerlik. Ons gee U die eer, die lof en die aanbidding, in die naam van alle name, die naam van Jesus Christus, Yeshua Messiah, ons koning en ons verlosser. Amen.